My gas vanoggend op Lekker Sport is die enigste Henry Davids, captain Titans off-season though. So what do you guys do in the off-season? Welcome on the show, Henry. I don't know, thanks for having me, Martin. Off-season at the Titans, I think most of the guys, well, we're playing golf. Ek hoor so. Ja, ek het 'n paar dae afgevat, weer begin oefen. Obviously, ons is nou 'n bietjie ouer as die ander, as die jonger mannetjies, soos met ander oefen. Ons kan nie te lank af wees nie. Ek hoor jou. Ja, en ek het my gesinnetjie gevat Mauritius toe vir 7 dae, ja. Dis lekker. Hoe groot is jou gesinnetjie? Wie is in die gesin? Ek het 2 dogtertjies, Keristus is 4 en Ashton is 2. Yes, harde werk. En my lieflike vrou Juris. Ek moet sê lieflik. Ja, natuurlik ja. As ek kyk. En hoe kom jy golf aan? Wat is jou voorgee? Ek was eigenlijk nou 9. Ek speel golf. Ja, ek speel so 'n bietjie. Ek het die afgelope maand so 'n bietjie gesukkel. Ek het nuwe stokke gekry, so ek moet net gewoond raak aan. Dan gaan ek hopelik weer die manne se geld vat. Klink vir my goed. Al die manne sê die afseisoen dan speel ons 'n bietjie golf, niks fout daarmee nie. Maar kom ons praat gou oor die Titans se seisoen wat voor lê. Harde werk wat voor lê, lekker baie goeie goed om op te bou. Ja, definitief. Ons het die Momentum beker gewen hierdie jaar. Die Sample Series tweede geëindig. Ons het baie goeie kriket gespeel. Ek dink die tweede helfte is baie beter as ons eerste helfte. Die ding is 'n Titans trend. Waar ons begin sukkel in die eerste, die sukkel is begin stadig. Maar soos jy sê, ons is goeie goed waar ons aan kan bou. As baie challenges wat gaan wag vir ons die seisoen wat nog gaan kom. Maar ek dink ons sien uit daarna. Is 'n goeie mental en physical challenge. Ons baie meer cricket wees en ons nou 'n ekstra kompetisie met die Africa Cup. Okay. Ja. So as nog 'n kompetisie wat by dit kom. So dit gaan interessant, dit gaan lekker wees. Natuurlik, cricket is altyd lekker. Maar vir ons as 'n franchise, ons target is om al 3 kompetisies te wen. So harde werk het voor gaan lê. Maar ons af vir ons het 'n baie goeie squad. Maar die ouens is ons die afgelope 2 jaar vanaf by ons is ons gel baie lekker. Wat goed is. Ons verloor nou 'n paar spelers met obvious kontrak wat is nou natuurlik ja. En ons kan dit nie beheer nie. En ons kry ouetjies by. Ons het 'n goeie staan by gekry met Chris Morris. So baie goeie staan vir ons. En ja, ek dink dit gaan baie challenging wees hierdie jaar. So ja, dit gaan lekker ook wees. Wil net sê die nuwe coach, jy weet wat is nou 2 jaar oud. So dinge behoort nou lekker in te settle. Ja. So dis 'n goeie ding. Moet jy boks gekyk? Die vroeg opgestaan. Ja, ek was vroeg op geweest. Ek kan nou Destes, ek en my pa, dus as staan ek twee, sit ek by lank vir 2, dan blyk sit ek voor die TV vir die main fighter Roberto Duran of ek kan dit sy naam sê. Roberto Duran. Ja, nou sit ons wag vir Frank Bruno, onthou jy hom? Ja, nou sit ons wag vir die main fight. Ek het my fight 6 jaar op, want ek het hierdie main fight geslaap. Maar nou is ek obviously ouer, bietjie meer experience. En ek het nou op my roos gestel vir Papa's 5. Perfect was. Perfect timing. Baie slim. Ek is bly ek het nie vroeg opgestaan nie. Ek het hom ge-PVR en bietjie later gekyk. Wie het jy geskree? Mayweather of Pacquiao? TNT, the Money Man, hè? The Money Man. Ja. Okay, so jy's nie you're not disappointed then. Nee, ek is disappointed. Hy is arrogant, maar hy's baie goed. Ek is okay, hy's goed, so hy kan arrogant wees. Dis hoe ek dit sien. Hy's 'n unbelievable boxer. Ek is nou nie 'n boxing fanatikie, maar ek kyk so 'n bietjie. Ek het destyds gekyk vir die ander manne. Maar hy is 'n serious boxer en dit was lekker om te sien. Jy sê hy's 'n baie goeie bokser. Ek het dit nou nie gesien so nie. Waarvan om te kyk en baie min boks gesien. Technical. Ek het ook so vroeg as my pa opgestaan, jy weet, toe ek 'n kind was, sit ek daar met gown en my slippers en dan kyk ons hierdie fights. Maar toe onthou ek, jy weet, baie geswelde oogbanke en bloed. Hierdie keer is not so much. Nee, nou is baie technical. Dan was dit 'n brol gewees. Ons het mekaar doodslaan, sê maar so nou. Nou is dit baie technical. Ja, ek sê vir jou, raak kom 'n rematch mense. Ek sien al so iets. Nog $180 miljoen. Kyk, vir $180 miljoen nee, sal ek ook aan daai ring gaan staan. Ek sal definitief as hy mik, dan sal ek op die vuur, maar dis fyn. Rugby, volg jy rugby? Wat is 'n super rugby span? Ek is 'n Blauwbal ondersteuner. Ja, mense glo my nie. Mense, ek het Dit was waarvan kom jy oorspronklik? Ek kom van Penil af. Dit is by Boschendal. Het jy in die Boland gespeel eers? Ja, ek het in die Boland gespeel. Toe ek groot was, naas Botha gewees. Yes. Nou, ons het hier speel in die pad, cricket, rugby, sokker, alles. Ons het rugby paal gehad hier. Ons is 'n drop nou. Daai het ek naas Botha, drop kicks. Ja. En van uit af met daai mannetjie gebyt en ek is 'n Blauwbal fan van uit af. Nee, die mense sê happy met my. Ek het vir die Cowboys gespeel, ek kan nou eendag. Dis by die Cowboys speel, dis recovery session die maandagooggend in die gym.
die blaubulle en die WP gespeel, blaubulle die WP lekker pak gegee. So ek lekker bous gehad. Kom in die gym en skree, bulle, en ek omdraai. Er staan een of ander groot 800 vir WP, kan sy naam onthou nie. Staan hy agter. Wrong place, wrong time. Wrong place, wrong time, ja. Ja, dit klink vir my baie bekend. Ons het altyd so in die straat geskop, so van die pavement af, dat ons gemik vir die lamppale of die bome, afhangende van hoe goed jy kan skop. Ons kom terug by cricket. Cricket Wêreldbeker het nie geëindig soos wat ons wou nie. Ja. Wat kon ons beter gedoen het? Waar het ons fout gegaan? Want ons het almal geglo ons kan al die pad gaan. Definitief, ons het die span gehad om al die pad te gaan. Maar ek dink van die begin wat ons geweet ons death bowling is die up to standard. Is nie vir die beste in die wêreld. Ek dink ons under pressure gesit in ons batting. Ons het groot talents gekry, maar ons bowling was nie up to standard geweest op die einde nie. Ek dink in die begin was dit regtig goed geweest, maar ons het tot op met die semifinale toe ons teen Brendan McCann vasloop. Was dit nog 'n regte challenge geweest nie. Die ander ons het 'n bietjie gesukkel in die begin en net daai game. Dis is hulle 50 na 5 overs of so is en dit sit veel dadelik under pressure. Ek maak so wat 'n span is en die manier ons teruggekom het baie gesê iemand soos Warren Philander obviously dan met die clear issue wat nou en die ding is hy het vir baie gaan in die begin maar as hy sien hoe hy teruggekom het. Dit het gewys dat hy goed genoeg en hy sien oor keer dat hy gespeel het. Ja, dit was nou 'n issue geweest maar nou is een van die dinge is in die land waar ons is en is dit verkeerde besluite deur die kaptein in terme waar jy weet waar wie bals is en sê verduidelik my dan baie keer as kaptein later of vroeër werk as kaptein ek gaan op gut feel baie kere obviously is dit nou jou coach 'n plan vir die game voor die tyd die ouetjie wil daar bal die ouetjie nie bal is die beste daar is die beste maar op die dag gaan nie veel werk ons het final gespeel verlede jaar of was dit ja verlede jaar of verlede seisoen in die momentumbeker waar JP de Villiers het vir ons in die semifinale is ons beste bowler gewees en die van die bowler 2 overs in die hele game. Dis hoe cricket is. Op die dag het dit goed het nie geklikkie en selfs dit op in die begin hy was groot genoeg om vir vroeg af te gaan en gesê okay dit werk nie en eintlik moes ek hom gewen het. Besides met whatever gebeur het na die game het goed uitgekom het na die wedstryd moes ons die game gewen het maar it wasn't meant to be. Ons is nog steeds trots. Ja, nee, definitief. Die manier ons gespeel het, hoe hulle opgedra het met die publiek alles nie, dit was ons tyd gaan nog kom. Net gaan. Soos die rugby manne, ek sien altyd as hulle van die bus afklim by groot rugby games dan hulle altyd iets in hulle oor. Ek het nou laasweek het ek nou vir Andre hulle gevra, jy weet, oor wat se musiek hulle na luister om hulle op te psych. Het julle ouens dieselfde vir 'n groot game? Luister jy musiek? Nee, ek is baie rustig hoor. Ons het baie ouens, ek is fudgy, hulle sit met hulle was die beats goed en nou. Ek sê net weet jy wat dit is. Hulle hele gesig gestoor so groot diere goed is. Sit hulle voor die games nou op pad game toe is of in die change room sit en goed en almal het different maniere om vir hulle te relax of hulle te laat unswitch vir 'n sekere game of vir enige game. Almal is different. Ek het meer as kaptein jy moet dink okay, dis 'n strategy vir die. Maar jy het baie wat van. Redelik baie. Jy het stilte nodig. Ek het baie wat te doen. Ja, nee, is maar lekker. Ek geniet dit baie. Jy sit, jy weet okay, dis hoe ons wil speel, maar dit gaan nooit volgens die skrip nie. Jy moet kan adjust wat lekker is en dit help van jou coach as goed die werk vir jou nie, het hy 12 minute op die veld kan hardloop. Ek dink bietjie onregverdig is. Ons moet soos NFL, wat jy mense dink nie oorspeel. Die coach sê dit is makliker. Ja. Dit is vinniger. Ja. So maar ja, ek kry jou advice bietjie van die coach want as jy van bo af kyk, het jy 'n different view van hoe goed gebeur op die veld. So dat dan kom net 'n opdrag kry. Natuurlik ja. Of 'n suggestion, wat dink jy vir dat wat lekker is. Maar is lekker om net 'n moment van 'n besluit te doen. Partykeer werk dit eerlik is dit en dit. Maar partykeer werk dan voel ek great of is en so lekker. Backup. Wie is die backigste op die veld? Wie is die grootste chirper wat jy al ooit gespeel het? Paul Harris. Hè? Paul Harris. Met wie ek ooit gespeel het. Ja, hy wil nie oppraat nie. Ja. Ja, werklik waar. Ja, nee, hy is goed. Hy irriteer mense partykeer. En die ouetjie wat nou by ons Kasim Adams hy sal my vergeet, maar hy het so 'n irriterende stem. Ek is bly dit is my span want as hy teen my gespeel het, ek dink hy sal daar verloor dat ek. Dis 'n taktiek. Dis 'n taktiek wat hulle gebruik, ek mal daaroor. Ja. Who's the most awkward bowler you've ever faced? Morne Moko. Is hy lekker?
ek hou nie van ek verdou vir almal gefees maar môre maak dit lekker te fees want hy's lank hy baie vinnig. Ek by die regs en hy bring die bal, hy shape die bal in jou in jou lyf, dis in jou ribbes in. Dis lekker. Hy's ook gemaak om te fees. En hy's vinnig ook. Hy kry meer bounces as baie ander bowlers. Ons het baie goeie bowlers in Suid-Afrika. Ek dink sy talent was kyk reg oor die wêreld. Dis baie goeie bowlers. As maar net hoe kan ek sê, as te sekere aantal ons wat kan speel. Ja. Ja. Nee, ek hoor jou. Kom genoeg mense game toe of vergeet mense baie keer hoe ongelooflik dit is om daar te sit op die gras vir albei Supersportpark en om 'n cricket game te kyk. Om 'n cricket game te volg of 'n rekord game is of 'n lang game. Nee, vir my ek kom uit die Kaap, ek het baie op die wêreld gespeel, is albei een van die lekker stadiums om cricket te speel. Maar as ek kyk vir atmosfeer op Supersportpark is unbelievable. Jy het 'n familie environment. Ja. Ek kan sien as ek op die veld speel, ek sien hoe die kinders op die veld rondhou, ek sien hoe hulle geniet. As ouer, ek het kinders, so as ouer, ek bring my kinders veld, ek sien hoe die kinders rondhou, hulle geniet vir hulle en dit is 'n great atmosfeer. As een van die beter plekke, die lekkerder plekke om te speel en om cricket te kyk. Ons het die beste somers en die beste winters in Pretoria. So ons kan nie dag is cricketdag en braaidag en golfdag. En golfdag. As dit nou en dan is 'n stormpie, maar as dit te veel is lekker weer. Ons werk ideal. Ja, ek hoor jou. Baie dankie vir jou kuier vandag op Lekker Sport. Ons is baie trots op julle vorige seisoen. Baie dankie. Baie dankie Henry.